Het 'n kelder in ons hart. Daardie donker gedeelte wat ons al so diep gaan wegsteek het, dat ek ewe nie daaroor wil dink nie. En ek hoop dat niemand dit raak sien nie, of iemand my daaroor sal vra nie. Dit is daardie donker duisternis, wat as jy daaraan dink, dan voel jy skaam. Daardie gewoonte wat ons nie gebreek kry nie. Daardie sonde wat ons weet is verkeerd, maar ons regverdig dit maar met die boekrak wat voor ons staan. Ons weet dit is verkeerd om te skinder, maar ons regverdig dit, dis daarom nie moord nie. Maar sonde het gevolge. My keuses het gevolge. Nou in ons familie is daar hierdie grappie wat ons onder mekaar het. Ons sê vir mekaar, klein sonnetjies word dadelik gestraf. So byvoorbeeld, was ons op vakansie na was hierdie eetkamertafel met stoele wat se pote uitgestaan het. Nou dit lyk baie mooi, maar elke keer as iemand dan verby hierdie tafel loop, dan stamp hulle 'n klein toetjie en daai einste poot. En al drie die manne in my huis doen dit so direk na mekaar en die twee kleintjies huil 3 keer na mekaar en nadat wil die ma van die huis nie meer nie. En ek sê vir hulle, kan julle dan nie sien hier staan 'n stoel nie? Hoe kry julle dit reg om 3 keer na mekaar in dieselfde stoel vas te loop? En soos wat ek dit sê, loop ek in dieselfde stoel vas en ek breek my toon. En ek en my man sê gelyk, klein sonnetjies word dadelik gesterf, want ek het nou net hulle uitgehaal oor die ergste ding. Klaasterfyn het ek net in die begin die stoel uit die vertrek verwyder. Wat het jy nodig om uit jou lewe te verwyder, sodat die donker kamer in jou hart 'n sonkamer kan word?
Vir eeuwe lang veg die mens hierdie geveg tussen dit wat goed en kwaad is. Tussen oorlog en vrede. En ons is hierdie mens in die middel van boosheid en goedheid. Selfs Adam en Eva het hiermee geworstel in Genesis 3 vers 8 tot 9. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle feilbare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom en die mens en sy vrou vir die Here God weggetrek tussen die bome van die tuin. Twee mense wat in 'n oomblik besef het, maar ons het uit die riglyne wat God vir ons gegee het getree. Ons het gekies vir ongehoorsaamheid. En hulle is so skaam en so bewus dat hulle gaan wegkruip in die skadu van die plante. Dat hulle vrye blare gebruik om hulle skaamte en hulle sondeskuld mee weg te steek. Wat doen jy om ontslae te raak van jou sonde? Hoe kom jy vry van daardie ding wat jou laat voel, maar ek wil wegkruip, ek moet hierdie vermom, niemand mag hiervan weet nie. Ons is dan gelowige mense. Wat is daardie ding wat jy bly onderkry, waarvoor jy dit net nie reg kry om nee te sê nie? Jy begin jouself oortuig daarvan, dit is nou maar hoe ek is. Dit is oké, dit is daarom al wat ek doen. Wat is dit? In Romeine 7 staan daar, ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wel doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek. En daarom, ek ellendige mens, wie sal my van die doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit in Jesus Christus, ons Here. Daar is net een persoon wat kan kom intree in die middel van ons sondeskuld, in die middel van ons wroging, in die middel van ons struikelblokke, in die middel van ons versoeking. Die een wat dit reeds alles op hom kom neem het aan 'n kruis. Hy het die betaal vir jou vryheid, sodat jy die kettinge wat jou wil vashou en jou wil toehou in 'n donker kelder, kan losmaak en gaan neersit op die rots, Jesus Christus. Wat is daardie ding wat jy so diep haat, maar jy kry jouself nie om dit op te hou doen? Dan maak Johannes 3 vers 16 ewe skielik so groot impak op ons lewe, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het geweet dat 'n verlossingsplan nodig, want ek en jy gaan hierdie boks geveg tussen goed en kwaad, tussen boosheid en dit vrede van God bly verloor. Ons as mens en ons sondige natuur het iemand nodig om ons vry te koop. Ons het nodig om ons ou natuur neer te lê, sodat ons die liefde van God ten volle kan optel. En ten volle ons eie kan maak, en in die genade van hom kan leef en beweeg. As 'n vry mens. Vry gekoop deur sy liefde. In Johannes 12 was daar mense wat gesoek het na iets meer. Wat besef het, maar daar moet meer wees as net tradisie en net godsdienst. Daar moet iets meer wees wat my hart verander, sodat my dade kan verander. Ons kan hoeveel keer die regte ding doen, sonder 'n hartsverandering. Hoe lyk die binnekant van jou hart?
Johannes 12 staan daar vanaf vers 12 tot 17. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. So ons sien hier godsdienstige mense wat op pad is na die fees toe. Jaar na jaar volg hulle dieselfde roetes na Jerusalem toe. Jaar na jaar lees hulle dieselfde voorgeskrewe gebede. Jaar na jaar herdenk hulle die bevryding van hulle voorvaders uit Egipte uit. Jaar na jaar doen hulle dieselfde, slag 'n lam as herdenking. Maar iets kort hulle. Die gewoonte is daar, die tradisie is daar, maar die hartsverandering gebeur nie. Ons kan Sondag na Sondag na die kerk toe kom, want ons weet dis wat ons moet doen, maar verander jou hart. Kom jy om Jesus te ontmoet, of kom jy om jou gewete te sis? Hoe lyk jou hart? En ons sien hier mense wat by die fees is, en toe hulle hoor, Jesus is in hulle straat van Jerusalem. Wat doen hulle? Hulle los alles waarmee hulle besig is, en hulle raak opgewonde om Jesus te ontmoet, want hier is iemand wat hulle hart kan verander. Hier is iemand wat hulle iets meer bied as wat godsdienst en tradisie hulle ooit sal kan bied. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom en die koning van Israel. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan. Moenie bang wees nie, Sion. Kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gaan dink, dat dit wat daar geskrywe staan, op hom betrekking gehad het, en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy van Lazarus uit die graf geroep, en hom uit die dood opgewek het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het vir mekaar gesê, sien julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. Hulle het iets van Jesus, die persoon, ontdek. Hulle het 'n verwagting gehad om hom te ontmoet, en hulle kon nie vinnig genoeg by hom uitkom nie. Jesus was die een wat gekom het en die Fariseërs kom aanvat het, en vir hulle gesê, maar dit gaan nie oor wat in jou mond ingaan nie, maar wat uit jou mond uitkom. Dit gaan oor jou hart. Jesus kom kyk na die innerlike, waar die Fariseërs na jou godsdienstelike, uiterlike kom kyk het. Jesus het gekom om sy hande vuil te maak, sodat hulle 'n nuwe lewe kan kry. Hy het blindes laat sien, hy het hoop kom gee, hy was bereid om met 'n prostituut te praat. Hy het stil gestaan by mense wat die wêreld van vergeet het. Die persoon Jesus het alles kom verander. Alles rondom godsdienst kom nuut maak. Skielik, as jy 'n gebed bid, wat jy dalk al jare bid, bid jy hom nie uit jou kop uit nie, maar jy bid hom uit jou hart uit. Want jy verstaan waaroor dit gaan. Jesus het gekom vir die innerlike, vir die hartsverhouding met hom. En hulle kon nie wag, hulle was honger om in hierdie verhouding saam met hom te wees. Jesus, bevry ons van ons sondeskap. Maak ons vry, want ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ek kan hoeveel keer dieselfde ding en die regte ding doen, maar my hart het nie verander nie. Ons het nodig om in 'n ontmoeting met Jesus te wees en in 'n verhouding met hom te wees.
En in daardie oomblik verander my, ek doen nie hierdie goed sodat ek gered word nie, maar ek doen die regte ding dan, omdat ek gered is. Hulle het ontdek, hy is die koning. En hulle het palmtakke gevat om te wys, ons wy die nuwe koning in. Hierdie is 'n koning van oorwinning. Maar in hulle koppe was dit dalk nog steeds 'n koning wat gaan oorlog weer, 'n koning wat hulle daar op die troon gaan sit. Hulle het nog nie ten volle begryp wat Jesus se koninkryk beteken, maar hulle het geweet dis iets anders. Hier is 'n koning wat nie met 'n perd inkom in die strate van Jerusalem om oorlog te voer nie. Hier is 'n koning op 'n nederige donkie. En hy verkondig, ek is die prins van vrede. Waar in jou lewe, of op wat het aspek, het jy vrede oornodig. Die prins van vrede wil deur die strate van jou hart kom stap en elke stukkie twyfel en elke stukkie bekommernis kom stil maak met sy stem, met sy teenwoordigheid. En hy wil jou uitnooi om die vye blare van skaamte neer te sit, sodat jy 'n palmtak kan optel. Die palmtakke is profeties. Dit dui aan dat die kinders van God die seëvierende kinders is, dat ons kinders van oorwinning is. Openbaring 7 vers 9 sê, hierna het ek 'n groot menigte gesien, wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Die Here wil vir jou 'n palmtak van oorwinning in jou hand gee, sodat jy 'n pad van vrede saam met hom kan stap. Hierdie koning van konings het in Jerusalem aangekom en wetend gestap op pad na sy dood toe. En nog steeds was hy ten volle in beheer van elke gebeurtenis om hom. 'n Koning wat in beheer is, met 'n doodsdreigement voor hom. Die koning van konings wil in beheer wees van jou lewe as jy hom sal toelaat. Is jy bereid om jou hart ten volle vir hom te gee? Is jy bereid om daardie ding waarmee jy sukkel en stoei regtig meer klaar te maak en te sê, hierdie is nie iets wat in die teenwoordigheid van God kan staan nie. Die lig wil die duisternis uitdryf, gaan jy dit toelaat? Gaan jy die deur van die kelder van jou hart oopsluit sodat die lig kan inkom? En dat dit wat nie daaroor nie, kan uitbeweeg. Skielik gaan dit wat chaos is in jou lewe, vredevol word. Prins van vrede. Maar hoekom 'n palmtak? 'n Palmboom floreer in die woestyn. Wanneer jy in die woestyn van jou lewe is, kan jy weet,